Baie welkom hier in Witbank, hier by hierdie boeregemeente. Soos altyd, wanneer 'n mens 'n boodskap moet bring, is daar 'n behoefte in jou hart, dat Vader dit aan die harte van die toehoorder sal seën. En ons doen dit met 'n vrymoedigheid vanmôre, want ons lees in die Bybel, jammer hieroor, Jesaja 55:11 sê die volgende, en dit is eintlik Vader se passie wat hy aankondig, en ek kan nou eintlik hoor, so in my geeswêreld, hoor ek hy sê, hierdie Jesaja 55, asof vir Jesaja, hy wil hom met dringendheid daarvan laat kennis neem, hy sê, my woorde is voorspoedig in alles waartoe ek dit stuur, dit keer nooit leeg na my terug nie. Jy weet, as ek hierdie 55:11 lees, dan borrel ek, man. Want dit is waarmee ons besig is. Ons is besig met sy woord. En hierdie woord is voorspoedig. Vader het sy woord voorspoedig verklaar, en hy het beloof dat daardie woord sal nie na hom toe leeg terugkom nie. En dit is die passie van die oomblik. So watter woord ons ook hanteer, daardie woord is voorspoedig. Maak julle skrifte oop by Romeine 8 verse 19. Romeine 8 vers 19. Dan gaan ons nou net daar een versie met mekaar saam lees. Die tema van môre, Vader Jahwe, die onvermengbare een. Die onvermengbare een. Nou bly asseblief by my. Het al baie preke geluister en 'n mens raak soms so 'n bietjie vaal so in die preke langs. Maar skop maar net so 'n bietjie jou skoene uit en maak jy rug bietjie regop en maak jy oogies bietjie helder en bly hier by my. Ons gaan oor 'n baie diep ding praat vanmôre en dit gaan oor jou, spesifiek oor jou en my. Baie persoonlik. Romeine 8 vers 19. Luister mooi wat daar geskryf staan. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van Vader Jahwe. Laat ek net 'n bietjie verduidelik. As ons praat van die skepping, van wat praat ons? Van Transvaal, of die Kaap, of die Vrystaat, of die Kalahari, van wat praat ons? Ons praat van 'n skepping wat jy en ek nie kan meet nie. Ons kan dit nie bedink nie. Ons weet nie waar begin hy nie, en ons weet nie waar lê sy eindes nie. Maar ek hoor dat Paulus het 'n ontmoeting met Vader Jahwe gehad, op die Damaskuspad, en daar het iets met hom daar gebeur, wat met jou en my moet gebeur. Ons moet op ons eie Damaskuspad 'n ontmoeting kan hê, om te kan verstaan, wat het Paulus gesê toe hy sê, die skepping wag. Nou, u hoor nie mooi wat sê hy nie. Wie van u het al in 'n spreekkamer by 'n dokter gesit en wag? Almal. Jy wag en jy wag tot jy moeg word om te wag. En jy die huisgenoot al 10 keer deur gelees. En dan draai jy hom onderste bo en dan lees jy hom onderste bo, want jy moet wag. Wag is, jy wag eintlik op iets wat moet gebeur. Meneer, mevrou, jou beurt, ons wag vir daardie moment, is dit nie? Ja. Nou, hoor nou mooi wat sê Paulus. Hy sê, die skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die kinders van Vader Jahwe. Nou jy sien, wêreldpolitiek gaan dit nie doen nie. Die godsdienst wat op die planeet bedryf is 'n chaotiese gemors, dit gaan ook nie daardeur plaasvind nie. Die openbaarmaking van die kinders van Vader
gaan deur hom gedoen word. Want hy is onvermengbaar. Ek gaan 'n lelike ding vanmôre sê, en as jy my nie kan vergewe nie, dan is dit nou maar so. Maar ek gaan dit sê vanmôre. Die gode van die planeet is vermeng. En dis 100% reg. Maar ons kan nie toelaat dat ons Vader met hierdie goed vermeng word op enige manier nie. So dis die plek waar jy en ek dan nou in 'n beginsel vastheid moet loop staan en sê, ons meng nie Vader Jahwe nie, want hy het gekies om ons nie te meng nie. Dis die beginsel. Maar die hele skepping wag met reikhalsende verlange na hierdie openbaring. En dit bring my by die punt wat ek wil maak, en dit is om vir jou te sê, dat verstaan jy nie wat ek sê vanmôre nie. Vader het jou met die vinger aangeraak om te wys, hy's besig om die kinders van hom aan die hele skepping te openbaar. En wat maak ons daarmee? Wat maak ons daarmee? Jy weet, daar is oomblikke wanneer die hemele nie eers waag om te fluister nie. Hoekom? Want hulle is in die teenwoordigheid van Vader Jahwe. Ons raas lekker hier rond. En dan sê ons is in sy teenwoordigheid. Die geraas wat ons moet maak, is die jubelgebede, die lofprysinge. Want waarlik, hy het ons kom lewend maak. En as jy nog vanmôre hier sit en wonder of jy lewend is, kan ek jou net daaraan herinner. Vader het jou nie aan masjiene gekoppel nie. Hy het jou lewend gemaak deur 'n aanraking van sy gees. Ja, ek weet, ons het almal 'n verlede. En ek is eerste om soos Paulus te sê, van al die sondaars op hierdie aarde is ek die vernaamste. Maar ek wil vir jou pleit vanmôre om net hierdie wondermoment te beleef. Hy het ons kom lewend maak. En hoe is hy ons lewend gemaak? Hy het hom aan ons kom openbaar. Hoekom het hy hom aan ons kom openbaar? Want hy het vir die hele skepping gesê, ek self gaan myne aan julle openbaar. Dis die wonder van hierdie oomblik. Hoe beleef ons dit? Ek sê, Vader, wanneer hy openbaar, dan skei hy die wat nie aan hom behoort af van die wat aan hom behoort. Jy hoor nie wat sê die skrif nie. Ek sê, Vader, wanneer hy met die openbaring begin, dan skei hy syne van die wat nie aan hom behoort nie. Nou wanneer jy vanmôre in opgewondenheid saam met my sit en sê, maar dit is wonder om dit te ervaar, dan wil ek graag vir jou sê, onthou nou, Vader het dit gedoen, omdat die skepping was in 'n halsreikende verlange na hierdie openbaring. En tog wonder ek, of ons regtig bly is. Ons begin nie vandag by die volk nie. O ja, en ons begin nie by 'n kerk nie. Ons begin glad nie daar nie. Ons begin nie by politiek nie, ons begin nie by die wêreld nie, ons begin nie by die chaos wat op die wêreld is nie, ons begin nie daar nie. Ons begin by Vader Jahwe, want hy's onvermengbaar. Hy's heilig. En vanuit hierdie heiligheid het hy ons aangeraak en hy openbaar ons eintlik aan die wêreld. Hy sê, dis myne, ek skei julle af van julle af. Dis die kosbaarheid van die oomblik. So Vader is nie iets wat op 'n prentjie teen die muur hang of op 'n WhatsApp foto nie. Hy's in jou. Hy's met jou. Hy het jou afgesonder as syne
en hy skei jou af. Dis hoe hy syne aan hierdie wagtende skepping openbaar. Maar ons begin eintlik by Vader Jahwe, soos ek gesê het, die onvermengbare een. Lees saam met ons in Jesaja 6 vers 3. Is maklik om so te blaai. Blaai gou dan in Jesaja 6 toe. Jesaja 6 vers 3. En ek lees so lank. Vader Jahwe self, onthou nou, Vader Jahwe self word aangebied in Jesaja 6:3. Hoor wat sê hy? Hy sê, heilig, heilig, heilig is Vader Jahwe van die leerskare. En die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Verskoning, en dadelik gaan jy van my sê, maar dis nie moontlik nie. Hier is te veel chaos op die plek. Maar u hoor nie wat ek sê nie. Vader het 'n belofte gemaak, en dat hy sal sy skepping nuut maak, het hy so gesê. Maar wat die eerste vernuwing vind plaas, deurdat hy sy kinders aan hierdie skepping bekend maak. Hy openbaar syne aan die skepping. Dis die eerste fase van vernuwing. Hoekom? Want onmiddellik na die vernuwing begin jy en ek nie meer sing soos die wêreld nie, praat soos die wêreld nie, braai nie eens vleis soos die wêreld nie. Ons het geskuif. U hoor dit ek sê nie, ons het geskuif. Hoekom het ons geskuif? Want Vader het met die nuutheid begin en die hele skepping wag vir hierdie moment. En ons raak slim, jongens kan tekste quoteer van vanmôre tot vanaand toe. En dis gaaf en dis lekker. En hoor wat sê Jesaja 6:3. Hy sê nie liefde, liefde, liefde is Vader Jahwe. En hy sê nie so nie. Hy sê nie almagtige, almagtige, almagtige is Vader Jahwe nie. Hy sê heilig, heilig, heilig is Vader Jahwe. Dis 3 maal. Dis die syfer van volledige ewigheid. Dis wie hy is. En die passie in my hart is om vir jou te sê, hy's nie 'n mens nie. En hy sê vir die profeet, hou op om aan my te dink asof ek 'n mens is. Lees saam in Hosea 11 vers 9. Hy sê, moenie aan my dink dat ek 'n mens is nie. Ek is gees. En dan terwyl hy so intoe blaai, onthou jy, hy sê, heilig, heilig, heilig is Vader Jahwe van die leerskare. Hosea 11:9. Want ek is Vader Jahwe en nie 'n mens nie. Nou hoor wat sê hy vir jou en my, die heilige in jou midde. Wat maak ons daarmee? Sou ons kon word of sou ons kon weet wat ons vanmôre weet as hy nie in ons midde was nie? Dis 'n oop vraag. Hy sê nie ek het heiligheid nie. Hy sê ek is die heilige. Hy sê nie dit beteken iets anders nie. Hy sê ek is onvergelykbaar. Want jy moet verstaan as hy sê ek is heilig, is hy onvergelykbaar in die skepping. Hy is onvergelykbaar in Transvaal in die Vrystaat. Ook in die Kalahari. Maar dit is die passie wat jy moet ervaar. Want wanneer hy in ons midde is, dan openbaar hy ons aan die skepping. Hoekom? Want die skepping is halfreikend van verlange, of reikhalsend. Hy is uniek, hy is sonder gelyke. Jy kan hom nie vergelyk met iets nie. Maar ek weet, dit is ou goed wat ons lankal oor praat, maar hoekom het dit vlak geword?
Hoekom is dit nie die lied van jou siel nie? Hoekom is dit nie die jubeling op jou lip nie? Hoekom is jy skaam daarvoor? Ons is geregtig vanmôre om hier uit te stap en van hierdie wêreld te gaan sê, Vader Jahwe het begin met vernuwing. En weet jy wat? Hy het sommer by my begin. Kan ek jou daarvan vertel? Ons moet 'n getuienis hê, ons moet 'n passie hê, dit moet lewend, warm wees. Dit moet uitdagend wees, selfversekerd wees. Hoekom? Want hy is die heilige wat dit gedoen het. Nou kom ek by die sleg ding wat ek wil sê. Op hierdie planeet is 'n godheid geskep en ek weet, ek kry al baie klippe hier hoor, maar kry ek maar nog 'n paar klippe, maak nie saak nie. Hier is 'n Vader en 'n Seun en 'n Heilige Gees godheid in hierdie wêreld wat hom vermeng het met die wêreld. Moenie my so skeef kyk nie, dis die waarheid. Want hierdie drieledige godheid staan vermenging voor, staan allerhande liderlike gemors voor, hulle keer dit goed, selfde geslag, huwelike word goedgekeur, maar ek hoor in my hart, Vader self sê, dis nie ek nie. Dis nie ek nie. Ek is heilig. So Vader is dus dan onvermengbaar met betrekking tot hierdie wêreldse chaotiese toestand. Eksodus 5 vers 11. Eksodus 5 vers 11, skus ons baie teksversie wat ons vanmôre gaan lees. Blaai maar so lekker, is goed vir die reumatiek in die vingers. Eksodus 15 verse 11. En ek hoor hy sê baie interessante ding. Hy sê, wie is soos u? Wie is soos u onder die gode? Jy hoor nie mooi wat sê hy, gaan nie oor die gode nie. Hy sê, wie onder die gode is soos u? Of wie is onder die gode soos u? Nie een nie. Dis net Vader. En dit is die passie van die oomblik, Jesaja 45, 11, nee 12, nee 14, nee 22. Jesaja 45 verse 22. En julle moet dit met mekaar deel, bevestig dit, kom ons sê dit vir mekaar, kom ons roei met mekaar daaroor, hoe kosbaar is dit. Hy sê die volgende, want ek is Vader Jahwe, en dan sluit hy so af, en daar is geen ander nie. Daar is geen ander nie. Net hy. Net hy. Nou, die Bybel vra, en omdat die antwoord onmoontlik is, die antwoord is nie so onmoontlik nie. Die Bybel vra, wie is jy? Weet jy dat jy gesondig het? Weet jy dat jy afgedwaal het? Hy vra hierdie vraag. En die maklike antwoord is, ja, ek is 'n sondige mens, ja, ek het gestruikel, ja, dis die vlees, ja, ons ken al hierdie goedjies. Maar weet jy wat? Vader Jahwe het jou nooit laat struikel nie. Nie een dag nie. Nooit nêrens nie. Dis die oomblik wanneer jy hom los, dat jy struikel. Dis wanneer jy hom as leidsman los, dat jy verdwaal op die lewenspad. So hy bly heilig. Hy is onvermengbaar. U hoef nie so te bly nie, maar jy kan hom onthou. Maleagi 3 vers 6 is 'n aankondiging, dis 'n raadsbesluit. Vader Jahwe sê, ek het nie verander nie. Hoor jy? Maar kom ons staan net vir 'n oomblik stil. Die ene wat dan die man en die vrou in die tuin geskep het, sê, van daar af tot nou toe het ek nie verander nie.
Maar ek hoor dan hier's 'n klomp gode hier langs die pad wat knaand verander. En dan hoor ons wat sê hy. Wie is soos u onder die gode? Nie een nie. Nou, ons sit met 'n vreugde vanmôre dat ons het 'n kenmerk by ons. Vader het aan ons geraak en dis die eerste aksie waarin hy begin om syne aan sy skepping te openbaar. Lyk vir my ek is die enigste ou wat daar oop bly is. 2 Korintiërs 6 vers 14 leer vir ons 'n interessante ding en dan net om vir u te wys. Nou is hier kinders van die lig en hier is kinders van die duisternis, soos wat Paulus vir ons so pragtig uiteensit. En dan sit ons vanmôre hier by mekaar en kyk ons net so 'n bietjie na mekaar. Ons kyk net so 'n bietjie na mekaar, dan sien ons ek sit tussen my broers en susters. Wie is hulle? Kinders van die lig. Amen. Hoekom? Want hulle behoort aan Vader Jahwe en hy is lig. Hy is nie duisternis nie, 2 Korintiërs. Hy sê, wat se ooreenkoms is daar tussen die lig en die duisternis? Wat se ooreenkoms is daar? Geen. Maar die wonder is, wanneer hy aan jou kom raak, dan bevestig hy dat jy is 'n kind van die lig, want hy is lig. Nou, almal van u verlang dat die ANC-regering sy bek op die teerpad met stik en val. U moet dit los. Ek lees in hierdie skrif. Net met julle oë sal julle die verdelging van die goddeloses aanskou. Met julle oë. En ek sien dit begin gebeur. Prys sy kosbare naam. Lig meng nie. Waarheid meng nie. Hoekom? Want Vader is lig en Vader is waarheid. Dit meng nie. En natuurlik het die gode op die planeet lig gemeng. Ja, en het nie Vader se lig gemeng nie. Ek het eendag in 'n apostoliese gemeente loop kyk, hoe lyk dit daar? En hulle disco ligte binne in die plek. Jy kan nie daar leef soos die ligte jou verblind nie. So hulle vermeng. Dis nie Vader se lig nie. Maar Lukas 11 vers 44 is eintlik vir jou en vir my so 'n vaderlike aanmaning. So 'n liefdevolle aanmaning. Lukas 11:4, nee, Levitikus, jammer, ek het verkeerd gelees, Levitikus 11:44, dis in die begin van die skrifte, Levitikus 11:44, hy sê dit so mooi, dis kosbaar, en dit is nou, dis 'n uitdaging, wat aan ons gerig word, hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Nou hier is nou die uitdaging. Om te word so sy heiligheid beteken dan is jy heilig. Jy kry nie vlekkies nie. Jy is afgesonder van hierdie wêreld, jy is afgesonder van die gemors, jy is afgesonder van al die leuns wat verkondig word. Jy is heilig, want hy is heilig. Hy skei die lig van die duisternis. Waar lees ons dit? Sommer hier in die begin in Genesis 1 lees ons. En hy die lig van die duisternis geskei. Is dit reg? Met ander woorde, sy heiligheid akkommodeer geen duisternis nie, net lig. En daarom is dit passievol om daarin te dink dat ons is kinders van daardie lig. Dis hoekom ons die duisternis verag. Ons wil nie daar wees nie. Want wat se ooreenkoms is daar tussen die lig en die duisternis? Dis is eintlik 'n wonderoomblik.
Hy maak skoon wat by ons onrein is. Was ons onrein? Vreeslik. Laat my altyd dink aan 'n kruiwa waarmee hulle sement meng en rondstoot. Jy kan later nie eers meer sien of dit 'n kruiwa is nie. Hy is. En dan kom wastyd. Dan was hulle als van die kruiwa af, dan lyk dit weer soos 'n kruiwa. Jy sien wat ek vir jou probeer sê is. Die Satan se werk was om ons so te vermeng met twak, dat ons onsigbaar is. En dan die skepping gaan onmiddellik in 'n verlange in. Want hulle verlang dat hierdie kinders, wat so bedek is, wat so bevuil is, dat hulle rein gemaak sal word. Want die oomblik as hulle rein word, word hulle aan die skepping geopenbaar as die kinders van Vader Jahwe. Hy openbaar wat werklik is. Onwerklikhede bly onwerklikhede. En hy is nie daarmee geplan nie. Hy openbaar werklikhede. Ek wonder of ons regtig verstaan wat dit beteken as hy sê, hy openbaar werklikhede. Kom ons kyk gou daarna. Die oomblik, verskoning, toe Vader om aan jou openbaar, het hy 'n stukkie werklikheid geopenbaar. Het hy? So hy beskou jou dan as 'n werklikheid, nie as 'n onwerklikheid nie. Maar ons leef, ons gaan by dit verby en ons verstaan nie die diepte hiervan nie. Heiligheid is nie 'n atmosfeer van saligheid en sagtheid nie. Dis nie heiligheid nie. Dit is 'n oomblik van intense bewustheid dat ek behoort aan Vader Jahwe wat onvermengbaar in die skepping heilig alleen staan. Dit is wat heiligheid is, hierdie atmosfeer. Wanneer hy ontbloot, nou hier kom die ding, en dit gaan vir jou en vir my, vir elkeen van ons. Wanneer Vader ontbloting doen, dan is daar niks wat verdoesel word nie. Niks. Dis asof sy lig buite en binne ontbloot. Dis hoe sy heiligheid werk, en prys sy naam daarvoor. Want hy gaan nie toelaat dat daar een spatseltjie onreinheid in sy kinders is nie. Nie 'n spatseltjie nie. Wanneer hy ontbloot, word niks verduister nie. Hy sê nie vir sekere goed, staan net om die hoek, ek gaan 'n ontbloting doen nie. Hy ontbloot in die felheid van sy majesteit en sy heerlikheid. En ons moet nie daarvoor wegduins nie. Hy verdun ook nie die ontbloting nie. Hy doen dit nie in paemente nie. Ek gaan 60 maande lank, gaan ek so 'n bietjie ek gaan 'n bietjie ontbloting doen, want ek wil julle 'n bietjie spaar. Ek weet dit is nou moeilik en daar's goedjies waaraan jy vashou wat jy voor lief geraak het wat ek nie voor lief is nie, maar ek gaan dit so oor 60 maande doen. Vader doen dit nie so nie. So. Dan ruk hy als af. Dis die oomblik van waarheid. Waar jy eintlik na jouself kyk en sê, maar hoe in 'n ongeluk het ek by die plek aangekom? Wat het van my geword? Vader, dankie vir die ontbloting. Nou kan ek word wie ek veronderstel is om te wees. Dis die passie wat ons moet hê. 'n Volk wat die heiligheid van Vader Jahwe verloor een identiteit. Hulle verloor roeping, hulle verloor onderskeiding, hulle verloor ontzag, hulle verloor geestelike ruggraat. Nou, ek wil net praat oor onderskeiding.
het 'n woordjie in hierdie land se politieke arena loop leer. Die woordjie is diskriminasie. Jy mag nie diskrimineer nie. Dit beteken eintlik, jy moenie onderskeid tref nie. Ek kom van die Latynse woordjie discernere wat beteken om intelligente onderskeiding te doen. So jy moenie intelligent wees nie, want as jy intelligent is, dan onderskei jy. En jy moenie onderskei nie. Die plek is regtig siek verby. Goed, 'n volk word altyd soos die God wat hulle aanbid. Ek kan dit vir jou in die boek verduidelik. Hierdie volk kom uit Egipte uit, kom uit die slawehuis uit, kom onder al die bastards uit. Reg? Reg? Wat doen hulle? Hier is Vader op die berg. En net hier in die voet van die berg, daar bou hulle 'n goue kalf. Sommer net hier. Onder sy neus, in sy teenwoordigheid. Wat wil ek daarmee sê? Hulle het geword soos die God wat hulle aanbid het. Kan jy dink? Die mans en die vrouens dans om hierdie goue kalf. Die volgende oomblik, toe lê hulle lyke in die son. Vader is onvermengbaar, verstaan u dit nie? In jou lewe is Vader onvermengbaar. Jy kan hom nie meng nie, met niks nie. As hulle God vaag is, dan word hulle vaag. En as hulle God vermeng is, vermeng hulle. Hulle word soos die God wat hulle aanbid. Nou verstaan jy nie wat ek sê nie, in hierdie boerland het hulle 'n godheid geskep vir hierdie boerkind wat in die graspolle van hierdie land gebore is, met die Bybel onder die arm. En hierdie godheid is 'n vermengde godheid. Dis hoekom ons in die toestand is waarin ons is. 'n hele volk het gaan ja sê vir 'n vermengde godheid. U hou nie daarvan nie. Dis reg. Dis reg, jy kan nie daarvan hou nie. As jou goeie keuse jy daarvan hou nie. Maar ek sê vir jou, jy kan nie Vader Jahwe vermeng nie. Jy gaan met jou lewe betaal daarvoor. Jy kan hom nie vermeng nie. Maar as hulle Vader Jahwe as Vader het, wat word met hulle? Hulle word heilig, man. Hulle afsondering word 'n passie, dit word 'n lewe, dit word 'n lied van hulle siel. Ek het nog eenetjie wat ek graag wil byvoeg. Hoekom het die beeld van hierdie onvermengbare heiligheid, ons Vader, hoekom het hy 'n tweede posisie in ons lewe geword? Hoekom het hy ons Sondag God geword? Of ons Saterdag God? Hoekom het hy dit geword? Hoekom is hy nie die elke sekond van my lewe Vader nie? Hoekom nie? Hoekom deel jy hom in 'n kalenderweek? Hoekom? Is hy te heilig? Hoekom doen ons dit goed? Want wanneer hy ons afskei, dan skei hy ons af vir hom. En die hele skepping wag met reikhalsende verlange na hierdie openbaring. Hosea 4 vers 6 ken nie uit die kop uit, want my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, maar dit is nie waar dit eindig nie. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek ook jou kinders verwerp. Dis baie sleg, want kennis oor sy heiligheid, wanneer jy kennis van sy heiligheid verwerp, het dit 'n nadelige effek. Die kinders
En die kinders se kinders word daardeur getref. Hulle weet naderhand nie meer wie is Vader Jahwe nie. En jy moenie my so stom aankyk nie, onder hierdie boervolk daar duisende mense, wat nie weet wie is Vader Jahwe nie. Hulle ken hom nie, hulle ken nie sy heiligheid nie, hulle ervaar nie hierdie wonder van sy teenwoordigheid nie. Moenie ver gaan soek nie, sommer net in die agterdeur is die moeilikheid. So nou die vraag is u vanmôre saam met my verbondsdraers of nie? As u saam met my verbondsdraers is, dan die plek hier buitekant moeilikheid en daar's 'n jubeling in die koninkryk. Halleluja. En ons hoef nie daarvoor om verskoning te vra nie. Paulus sê in Galasiërs 1 vers 10, luister van my, anders vat dit te lank om daar te kom. Galasiërs 1:10, as ek nog mense wou behaag, Paulus sê, as ek nog mense wou behaag, sou ek nie 'n dienskneg van Vader Jahwe wees nie. Jy behaag nie mense nie, jy behaag hom. Dis jou lewe, dis jou passie. Amper klaar. Kom ons kyk na leiers. Wanneer leiers kompromieë maak, sink 'n volk. Met wat maak hulle kompromie? Met wat vuil is, wat met onheilig is, ensovoorts, ensovoorts. As jy 'n kompromie, as jy 'n leier is van hierdie volk en jy maak 'n kompromie met iets wat Vader se heiligheid aantas, is die volk op die plek waarheen jy hulle vat. Dit is die erns van hierdie ding. As leiers gemak kies, weet jy, partymal as ek stout op 'n kateder man, kom ek sê nou gou vir jou. Enige politikus, ongeag wie sy naam is, weet jy waarvoor ywer hy? Vir 'n dik beursie. En hy maak gawe beloftes wat hy nooit nakom nie. So waarvoor ywer hy? Vir sy eie gemak. Maar wanneer hy in daardie gemak is, dan reël hy dat die volk ook in die gemak moet bly. Want hoe meer hulle in die gemak is, hoe meer trek hulle weer vir hom kruisies oor 5 jaar. Moenie vir my so kyk nie, u weet dit so. Maar hoe lank gaan ons dit nou nog toelaat? Hoe lank gaan ons nog stil bly oor hierdie aangeleentheid? Hulle vermeng Vader se heiligheid. En ons trek ons skouertjies op. Maar as ons verbondsdraers is, soos wat ons flissies beaam met ons is, dan gooi ons hierdie jukke af. Ons sê hom in die helder daglig, net soos hy is. Hou die wêreld nie daarvan nie, wêreld se probleem, nie myne nie. Wanneer leiers gewildheid soek, dan verwêreld die volk. Hulle maak van hierdie leier 'n ikoon. Bou vir hom 'n standbeeld. Maak vir hom groot portrette, hang dit oral op. So wat begin hulle doen? Hulle begin die ikoon aanbid. Die mens. En waar is Vader Jahwe in die prentjie? Ek gaan nou 'n lelike ding sê vanmôre. Ek dink die boervolk met elke monumentjie en elke ou standbeeldjie wat hulle vir hulle self gebou het, so 'n bietjie omdop en 'n seil oor hom trek en sê, net Vader Jahwe staan alleen in hierdie boerland, net hy. Net hy. Dan hou ons op met die twak. Nou, daar's 3 groot vermengings wat ons net gou-gou moet oor praat en dan gaan ek vir u los. Nou kom ons praat gou oor die 3 groot vermengings. En dis wêreldwyd, is nie net hier by ons nie, maar kom ek vertel vir jou kompromie 1. Jeremia 6:14 het hom geïdentifiseer. Hulle sê vrede, vrede, terwyl daar
geen vrede is nie. Sien jy? Dis 'n vermenging hierdie. Vrede, terwyl daar geen vrede is nie. So almal leef hier in vrede, maar daar's geen vrede nie. Dis eintlik 'n siek besigheid. Maar die skrif sê, dit is 'n kompromie. Dis 'n vermenging, hulle vermeng. Want kom ek verduidelik vir u, terwyl hulle begin om te sê, vrede, toe begin die vermenging. Dit reg? Nie. Ag, wil iemand nie saamstem nie? Is dit so? Wow. So, wanneer jy valse vrede verkondig, dan beteken dit, jy's besig met vermenging. Met ander woorde, jy is nie meer deel van Vader nie, want hy's heilig. Jy kan hom nie vermeng nie. Wat is die tweede een? Gemak. Gemak is die tweede een van die groot vermengings. Gemak is die vyand van ongehoorsaamheid. Nou gaan ek weer 'n bietjie stout wees. Ons moet diens toe kom. En die eerste ding wat jy doen is jy opstaan, jy kyk so deur die gordyn, daar na buite toe en sê, die wind waai vanmôre weer, asof dit betaal word. Ek dink ek gaan net hier bly. En dan met 'n mistige weer, man. Nee. Gemak kweek ongehoorsaamheid. Dit pas nie by die kinders van die lig nie, soos in nêrens nie. Ek weet jy hou nie van sulke preke nie. Kom ons praat oor gewildheid. Kom ons praat so 'n bietjie oor gewildheid. Gewildheid vra, wat wil die mense vandag hoor? Wat wil die mense hoor? Vader Jahwe vra, wie gaan my stem dra? Wat een wil u wees? Wat die mense wil hê? Of wil u Vader Jahwe se stem dra? Nou kom ons maak gou 'n dingetjie by mekaar tussen ons. Kom ons kies vanmôre almal saam. Ons ou gebrekenheid en van ons is oud en afgeleef en ons ou spiedometertjie het nou al 3-4 keer oorgeslaan en so meer en ons is lankal al uit waarborg uit en so meer. Maar kom ons kies vanmôre om Vader se stemdraers te wees hier in Witbank en in Middelburg en oral. Sy stemdraers. Kom ons vertel vir hierdie volk, man, hy is heilig, hy kan nie vermeng nie. En dis waaroor dit gaan. Hy's besig om sy kinders aan die skepping te openbaar, prys sy kosbare naam. Wie gaan saam met my? Ek is elke dag daarmee besig. Prys sy naam. Applaus vir die koning, man. Dis 'n lieflike passie wat ons hier het vanmôre. Goed, die weg van die heilige. Levitikus 20 vers 7 sê dan, wees julle dan heilig, want ek is heilig. Weet jy wat? Daar is 5 bewegings van herstel. 5 bewegings van herstel het in jou en in my lewe plaasgevind. En hoe voel ons daaroor? Kom ons kyk net gou-gou na die eerste ene. Die eerste een is die waarheid oor Vader Jahwe. Dis die eerste een. Is dit reg? Wat is die tweede een? Die waarheid oor ons identiteit. Wat is nommer 3? Die waarheid oor ons roeping. Die waarheid oor afdwaling. My genade, ons gee nie erkenning aan Vader nie. Ons is skielik begin verstaan, wat is afdwaling? Weet jy wat, dis 'n kenmerk van 'n beweging wat ons herstel het. Ons is op die herstelpad. Kan jy dit voel? Kan jy dit sien? Maar daar's nog een. Daar is die waarheid oor sy heilige ingryping. Nou kom ek verduidelik dit net gou.
Die sekulêre wêreld noem dit genade. O, dis 'n genade die en dis 'n genade daai. En ons kom aan die ander kant uit 'n vreeslike motorongeluk uit, dan sê ons, dis net 'n genade dat ek bly leef, of wat die geval ook al mag wees. Weet jy wat is die werklike betekenis daarvan? Goddelike ingryping. Nou laat my toe om dit vanmôre oor die lieflike seuns en dogters van Vader Jahwe uit te roep. Dis deur goddelike ingryping van sy heiligheid dat u vanmôre in hierdie gemeente sit. Dis die kosbaarheid. En wat gaan ons daarmee maak? Onvermengde manne en vroue kies waarheid bo applous. Hulle wil nie applous hê vir wie hulle is nie. Hulle wil net weet wie hulle is. So hulle kies waarheid bo applous. Hulle kies gehoorsaamheid bo gemak. Hulle kies heiligheid bo relevantie. Daar's nog een. Hulle kies Vader Jahwe se stem bo mense se opinies. Amen. Nou goed. Hier begin die herstel van die boervolk. U wil dit nie hoor nie, ek sê dit. Hierdie openbaring is die begin van die herstel van die boervolk oorkant die riviere van Kus. Hierdie. En daarom moet ons erkenning daaraan gee. Ons moet loof en prys. As die politiek besig om met dood te sterf, ja, gaan dit nie maak nie. Gaan ons daaroor treur? Nee. Gaan ons bly wees oor die openbaarmaking? Ja. Kan dit gestop word? Nee. Kan nie meer gestop word nie. En dis die passie waarin jy en ek met mekaar moet saamleef. Die roepstem van die Heilige, dis Vader Jahwe, dis sy roepstem. En ons het daardie stem gehoor en dit het ons lewend gemaak. Dit het ons laat nader kom. Onthou jy die braambos? Onthou jy? Ja. Vader roep vir Moses. Hy staan deur. Hy kyk na hierdie vuur wat brand in die braambos wat nie uitbrand nie. Sê Moses, kom hier so. En sy nou so naby kom, ek weet nie tot waar nie. Dan sê Vader van, wow, staan net so 'n bietjie daar. Trek jou skoene uit. Want hier waar ek is heilige grond. U hoor nie wat ek vir u sê nie. Vader het ons nader geroep en waar hy is heilige grond. Kom ons trek die robbies van die wêreld uit, man. Kom ons ontklee ons van hierdie wêreld. Kom ons wees wie hy gekies het ons moet wees. Niks minder as dit nie. Hy noem homself die heilige. Nie die sagte nie, nie die moderne God nie. Hy noem hom nie, ek is aanpasbaar nie. Hy sê, ek is die heilige van Israel. Ek is die heilige van my klein volkie, die boervolk, oorkant die riviere van Kus. Prys sy kosbare naam. Ek dank u.